daar is niks so wonderlik om in kerk te staan en die Here saam te dien. Jy en jou hele gesin nie. En dit is iets wat, that is right at the top of things I want. As ek nou, jy weet, in die ou dae was dit nie, ek moet my huis kar ry en in huis, jy weet, nou is dit soos in, I want to worship God together with my wife on the same spiritual level. En dit is eintlik vir my baie belangrik. Nou dat ek dit het, besef ek dit. Praat die Here met my, nie gister nie, eergister, oor die naweek, praat die Here met my oor hierdie konsep van, hy bring my vers weer in my hart op wat sê, many will come to me saying, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, didn't we drive out demons in your name, didn't we heal the sick in your name, and hy sê vir hulle, depart from me, I never knew you. Boys, we better run, 'cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush, 'cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre, welkom hier so by die Hansman Show. Soos julle weet het ons verlede week, vir die terugkerende kykers het ons verlede week 'n episode gemis en daar is 'n goeie rede daarvoor. En soos julle kan sien het ons 'n bietjie die styl verander en daar het 'n paar dinge, verskywinge gebeur, so ons is geseënd en opgewonde om terug te wees hier so saam met julle en om nie, ek sal nie sê 'n nuwe chapter nie, maar 'n nuwe styl en 'n nuwe styl na julle toe te kom. En julle sal hierdie stoele onthou as die oranje stoele. Nou is hulle terug en hulle is groen. So ons het 'n bietjie die stoele laat oortrek en 'n paar dinge verander en ja, ons is opgewonde om weer terug te wees hierso. Maar vir die van julle wat nuut is, baie welkom vir die eerste keer dan. Ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie show. En hierdie show bestaan bloot om God te verheerlik en om stories te deel wat julle hopelik kan bemoedig om nader aan God te gaan en julle hoop te kan gee dat as God leuke en gebroke mense soos ons kan red, want ek was daar en 95%, eintlik 100% van my gaste was daar, want soos die Bybel sê, ons almal het kort gekom van God se heerlikheid en deur Jesus se opoffering het ons die keuse om te maak. Gaan ons hom aanneem as ons verlosser en saligmaker of nie? En ons almal kan daai keuse maak en as jy daai keuse maak, beloof ek vir jou, dit is die belangrikste keuse wat jy nog ooit sal maak en dit is die beste keuse wat jy ooit sal maak, is om hom te volg. Want ek was net 'n sondaar en ek was verlore en ek was op pad hel toe. Ek is nie bang om dit te sê nie, want ek weet waartoe ek nou op pad heen is. En ja, dis 'n voorreg en 'n verligting om dit te kan sê. So ja, vanoggend het ons vir Bertus Brits hier so by ons en dankie aan Julian, ons editor, wat hom voorgestel het aan my en wat hierdie opname gereël het vir ons. So ek sien uit om Bertus se storie te hoor. Ons het nou al klaar bietjie begin praat soos julle gehoor het. En maar ek wou graag vir Bertus net voorstel aan julle voor ons te lank gesels, dat julle voordat julle wonder wie is hierdie ou wat met ons praat en wat hierdie stories met ons deel. Maar ons gaan 'n bietjie in Bertus se storie induik en hoor wat hy wat God in sy lewe gedoen het en soos ek sê, mag dit vir julle hoop bring. En terwyl julle nou hier is, asseblief like, los ons 'n opmerking en subscribe asseblief aan die kanaal. Ons het pas 1500 subscribers bereik en ons is verskriklik dankbaar daarvoor en ons is hierdie maand amptelik 3 jaar oud. So 3 jaar terug het hierdie show begin met 'n heeltemal 'n ander doelwit as wat ons nou hiermee sit vandag en dank Vader, hy het dit in sy hand gevat en dit begin lei en nou sit ons hier en ons deel stories oor sy awesomeness en sy heerlikheid. So ja, Bertus, welkom. Dankie dat jy kom kuier het. Dankie, Adrian. Ek is opgewonde om die res van jou storie te hoor. Ja, nee, ek dink ek gaan nie al my stories kan vertel, ek het te veel, maar jy moet maar ek dink jy kan soos 'n
van die menu afpik Ja. om te sien. Ek dink Ek wil hê jy moet jouself voorstel. ja, so Voordat jy Bertus, julle sal nou hoor, Bertus is 'n ou, hy is jy 'n predikant? Is jy 'n pastoor? Nee, ek dink ek mag nie een word nie want die diens is al 3 ure lank Maar wees. dis alright. Jy kan in China gaan praat. Het jy al gehoor daai mense, hulle Ek hoor hulle werk se gaan nou 22 so- hours per Ja. dag. Gaan hulle. Maar wat ek wil sê is ek like dit eintlik want dit is so amazing om te sien dat jy die vrymoedigheid het om net te praat oor die Here en oor wat hy doen. So ek's eintlik opgewonde want ek gaan nie veel hoef te praat nie, maar ek gaan jou stop elke nou en dan en as daar 'n vraag in my hart opkom. En maar ek dink kom ons begin net by soos wie is jy? Waar kom jy vandaan? begin, ja, Bietjie van die begin af. agtergrond en So, dan, ja. Ek het soos ons vroeër gepraat het, tradisioneel groot geword in 'n huis, ma en pa, hulle was getroud. Ek het 2 sissies gehad, 2 jonger sissies. My ma was 'n orgelis by die Hervormde Kerk. Ons het in Benoni groot geword. Yes. So sy vandat ek kan onthou het sy orgel gespeel in die kerk. En so ek het maar groot geword. Ek moes altyd stil sit en ek het gebore met brooimure in my broek. So ek kon nie stil sit nie. Ja. Soos my meeste seentjies nie kan stil sit nie. En ek het baie pak gekry by die kerk, op die balkon. So my speel my ma eers die gesang of die psalm deur en dan as hy nou klaar is en almal gaan sit met daai kraakbanke so. Ja. Dan is ek net eers aan die kraag gegryp en uitgevat by die deur en dan het ek net eers pak gekry en dan het ek nou weer terug kom sit. En dan kon ek af van die stoel sien want my boude seer. Maar ja, so ek het so groot geword, elke aand, elke oggend kerk toe gegaan. Ja. En ons het op 'n stadium na 'n nuwe gemeente toe, 'n nuwe kerk toe getrek. Die ou kerk het nou toegemaak. En as ek moet eerlik wees oor daai jare, ons het obviously groot geword met Christelike waardes. So baie streng, ons was ook nie baie ryk nie, so ons het alles gehad wat ons nodig gehad het. En nou is dat ek teruggekyk het, na alles, het toe ek die katkeseer en ek is nou daar uit, want ek's obviously klein gedoop ook, het ek heel van die pad af gegaan. Ek meen, ek het regs gedraai en toe het ek net aangehou gaan. En as ek nou terug moet dink aan daai tyd, ek het, alhoewel ek elke Sondag in die kerk gesit het en geluister het na die hoogdrawende preke van die hervormde predikers, want dis maar hulle gepreek het, hulle het ons heeltemal verloor, en ons het af van die helfte tyd nie gehoor wat hulle sê nie, en hulle het altyd oor dieselfde nonsens gepreek. En ek het altyd, jy kry altyd die idee, God sit daar agter 'n berg, hy loer oor die berg, want hy, die een goed wat ek altyd, ons het die geloofsbelijdenis ons maar regop gestaan, en sê, ek glo in God die Vader, almagtige Vader, Yes. En dan die ouderling het altyd uitgekom, want hy nou die gebooie gelees, en dan het hy nou gesê, ek slaat my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp kom daar, jy weet. En so jy het altyd as kind, dan sit jy daar, dan kyk jy so, ons het nie eens berge in Benoni nie, ons het nie eens, God is nie eens hier by ons nie, waar ons in Pretoria toe gaan om God te sien, of jy weet, Kaap toe. So ek as tiener toe nou uit die kerk uit is, was ek verloor, want ek het geen verhouding gehad met die Here nie, ek het geweet van God. En ek sou nie sê ek het heeltemal my geloof in God afgeskryf. Yes. Maar ek het nie geleef soos 'n Christen. Yes. Ek het alles gedoen wat ek nie moes gedoen het nie. Ek het na elke addiction toe nou gegryp, ek het begin rook, ek het obviously lekker gedrink, want ons was nou jonk en ons was in die weermag en ons doen alles wat ons nie moet doen nie. En ek het natuurlik ook die pornografie deurgewerk, want dis wat ons jong manne weet mos nou niks van daai goed af nie. En om eerlik te wees met jou, ek het in standaard 7 toe ek hoërskool brandwag toe is, het ek in die houtwerkklas, toe was daar so 'n ouetjie wat my eintlik geboelie het, ek sal nie sy naam sê nie, maar hy het toe nou met 'n pak kaarte aangekom met hierdie kaal vrouens op. En op daai oomblik het hierdie, ek kan nou maar sê die Jezebel demone whatever op my geklim, en my toe nou begin tuister, en vir die res van my lewe vir 'n lang tyd. En ek dink dit het ook my hele lewe verwoes, want dit is eintlik mos wat daai demoon doen. Hy, alhoewel daar seksuele konnotasies, haar groot doel in jou lewe is om jou lewe te verwoes. Okay. Ja, 100%, ja. En ek het op 'n stadium toe deur mekaar geraak met 'n ouer vrou, 12 jaar ouer as ek, en ek het toe nou sommer baie ingetrek,
Ons son saam met haar geleef vir 3 jaar en toe het ek saam met haar getrou Sure. en dinge het net erger geword van daar. Ons het nou getrou, ja, great, en ons het kerk toe gegaan want God stuur altyd. Ek sê God is altyd, hy stuur altyd vir opportunities. Hy het altyd opportunities daar. Hy sit altyd goed vir jou op 'n skinkbord en dan hy sê hy kies my kind. En hy stuur dit vir my ou Louis Tron. Stuur dit vir my in die kompleks waar ek nou bly. Ek bly nommer 2, Louis Tron bly in 5. En ek en die hy's ook 'n ouer oomie. En ek en hy begin so 'n half chat en alles en hy noem hom te gaan golf speel en gaan leer golf speel nou. Ek kan nie eintlik golf speel nie. En hy sê man, why don't you come to church with us? Want op daai stadium toe probeer ek en my nuwe vrou nou, ons het ons nou getrou in die kerk, maar ons is nou nog in die NG. Yes. Maar daar's toe 'n moeilikheid by die kerk waar ons was van die dominee toe nou 'n affair met 'n ander vrou en dis toe nou, jy weet, dis toe nou nie lekker nie. Yes. En ons kry net nie daai kerk waar jy nou, want onthou ons wil kerk doen. Ons wil religious wees. Verstaan jy? Ons het nog steeds 'n verhouding met die Here nie. Okay. En hy sê man, why don't you come here Methodist Church? But nou nie Central Methodist Church, PCMC. Ek gaan toe na kerk toe daar en ek begin toe nou 'n pad loop in die kerk en ek deel toe nou die ek word toe nou die lid van die worship team, musiekspan, want ek kon altyd mooi sing. Yes. En ek wou altyd leer gitaar speel, ek het 'n bietjie gedabbel en 'n bietjie vir my gitaar gekoop en maar ek kon nooit regtig dit reg kry. Ja. Dit is nie my ding nie. Ja. En maar nog steeds, ek doen kerk, weet. Want it's all about my singing en ek is mos nou belangrik in die kerk want ek sing nou so mooi en ek is nou die oulike ouetjie en almal like my en pastoor like my, jy weet mos nou. Dis eintlik soos 'n claim to fame storieetjie. 100. Maar ek is nog steeds nie Jy's nou, nie involved. maar ek is besig. invested Nee, nie, kyk, ek is besig. Ek doen baie werk vir die Here. Ja, En dit is waarom ek sê, ek weet man, daar's baie mense wat in kerke is wat hard werk vir die Here. Hy doen baie goed vir die Here. Maar hy ken nie die Here nie. Jy weet, hy het nie hy het nie verhouding met die Here nie. En die Here soek eintlik nie al jou goed en al jou werk nie. Hy soek vir jou. Hy soek net jou hart. Hy wil daai 100% commitment. Daar wil jy net alles afgooi soos Dawid kalgat voor hom dans en sê Here, hier's ek is niks. Ek is nie 'n koning nie, ek is nie 'n servant nie, ek is niks, ek is hier voor jou. Daar's ek nou. Ek steek niks weg nie. Ons niks om weg te steek nie. Kan ek net gou hier inkom nee? Ek wil net soos onthou jou punt asseblief want ek gister praat die Here met my, nie gister nie, eergister, oor die naweek praat die Here met my oor hierdie konsep van hy bring my vers weer in my hart op wat sê many will come to me saying Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, didn't we drive out demons in your name, didn't we heal the sick in your name and hy sê vir hulle depart from me, I never knew you. I never knew you. En ek dink soos en ek kry nou ek slat nou hoendervleis uit want ek besef net soos ek het gedink ek gaan 'n video doen hieroor, nê, nee, want en toe kom jy nou intussen gelukkig. Want ek hou nie van die solo video's eintlik nie. Dis nie eintlik hoekom ek hierdie doen om preke te gee natuurlijk. nie. En maar in elk geval en hier kom dit nou natuurlik op en ek besef net soos dis regtig iets wat die Here wil huis toe dryf in vandag se kerk. Daai vers het my gehond vir jare. Gehond vir jare, want ons almal ken hom. Daai het jy hom nou sê, nee, ek ken hom baie goed. Maar dis die ding is ons ken hom, En ons verstaan hom maar nie. verstaan ja, exactly. Onthou net as jy daai kant van die heining is en ongelukkig as jy in die religious camp is en daar's duisende mense, miljoene mense Miljoene, ja. reg oor die wêreld, is nie net Suid-Afrika nie. Wat regtig glo, hulle gaan hemel toe. En hulle gaan eendag daar voor die Here staan en hy gaan sê, Sorry. ek weet nie wie is jy nie. Jy kan maar gaan, papi. En dit is scary. Dit is so scary. Want en ek meen I live that life. Ek kan vir jou ek wil nie gaan nie, maar ek het daai lewe geleef en deel van my gesin en ek weet hulle gaan obviously dalk die video raak kyk. Maar daar is deel van my familie wat nog vasgevang is in daai religious Spirit. die regte woord is wat is die regte woord? Dat jy dink jy is gered, maar jy is nie. Jy verstaan? Ja, dis deception. Jy's eintlik deceived. Dis 'n leuen. Dit is 100% 'n leuen, ja. Maar in elk geval, ja, om aan te gaan, Ja. ek het toe nou met die vrou gaan ons na Engeland toe. Want haar kinders is nou obviously ouer en hulle gaan toe almal Engeland toe vir 2 jaar sabbatical tipe van ding. Nou
ons gaan kuier toe vir hulle daar, want sy wil nou gaan kuier. Nou, dis nou lekker. Gaan kuier, gaan Londen toe. Meanwhile is ek nou besig met die kerk, maar jy weet. En daai tyd begin luister ek na Hillsong en ek luister na 363, ek weet nie of julle weet wie's dit nie. En that's basically die extent of it, want daar was niks anders om na te luister nie. Ek meen daar was net nie ander musiek nie. So dit was basically United, nee, Hillsong United. En maar dit was mos nou ons tipe musiek, bietjie bouncy en so. Want ek het baie lank vir na Def Leppard geluister. Ek het nou gehoor op jou video, jy sê jy like van die metal. Ja. Maar ek gaan jou nog steeds vertel van die metal. Maar nou van ek was 'n Def Leppard in. Ek kon net nie so lekker luister na daai satanic metal nie. Ek kon dit nie. I just couldn't, my spirit het net ek kon dit nie doen nie. Maar die ander was fyn en dis waar die justification van hom kom. En dit is waar ons van nog daaroor praat. Ek gaan nog 'n bietjie daaroor praat, maar ek sou na Engeland toe. Right. Dit was so ek was toe na Engeland toe. Dis in 2004. Nou ek weet nie of jy onthou wat in 2004 gebeur het in die wêreld nie. Daar was hierdie groot aardbewing en toe was daar hierdie groot tsunami en toe was daar 200,000 mense dood. En op daai selfde dag wat dit gebeur het, sit ek in Londen. Op die 26 Desember word ons wakker in Londen. En ek is op 'n ander stasie, want die 19de Desember was die Sondag. Toe gaan ons, want haar seun, my eksvrou se seun, sy's nou al oorlede. Haar seun is toe nou hy het nou so half toe nou die Here gevind. Ja, dis awesome. Dis great. Hy het die Here gevind en hy nooi ons toe nou na die Hillsong kerk toe in Engeland in 'n theater. 'n Movie theater. Gaan in die movie theater. Ja, ek is van hierdie groot Christen pappie. Ek kan my niks ek skryf al boeke oor Christendom. Maar ek ken nie die Here nie, verstaan jy? En ek gaan na hierdie kerk toe en nou want dit is lekker musiek. Dis mos nou daai One Way en dis al daai songs wat ons nou na hom geluister het. Dat ons nou jy weet dis mos nou ons gaan vir die show, verstaan jy? En ek dink hy verstaan baie goed op hierdie storie want hy was ook daar, verstaan jy? En ek was ook daar en dis amazing hoe baie ouens van ons is op daai plek daar. Maar ons gaan met hierdie preconceived idee van dit gaan nou lekker wees, ons gaan na hierdie musiek en dis hierdie full stage band. Ek meen jy weet 'n groot movie theater. En hulle het hierdie full stage band en dis professional ouens, dis nie jou speel goeie. En hulle pomp baie crowd op. En hulle begin praat, nê, in die diens. En ek weet nie, ek voel hier goed beweeg binne in my bors wat ek nog nooit besef het nie. Ek meen jy weet wanneer jy droog gemaak het. Ek was in plekke wat niemand wil wees nie, maar ek besef op daai oomblik something's happening. En daar doen 'n altar call. Nou is dan ek is al jare Christen, ek is gedoop, ek is gekatoliseer, ek is alles. Ek sing in die band. Ek minister aan mense. En hier roep die Here my vorentoe om my hart vir hom te kom gee, om te kom commit, om te kom saam soos gister het ons gepraat, weet jy was nou nie daar nie, was jy ons praat oor agreements. Dis 'n powerful, jy moet daai sermon luister. Ek moet hom 'n post vir jou en 'n post hom vir hom. Gaan oor agreements. Dit gaan oor die tipe agreement wat ons met die Here maak. En die tipe agreement wat hy van ons verwag. Daai verbond agreement. Dis 'n life, dis I give everything, he gives everything basically. Dis die tipe verband wat ons het. Verbond. En ek gaan en ek gaan kniel en ek gee my hart vir die Here. Maar nou voel dit vir my weird. Nou wat is die volgende stap nou? Ek moet gedoop word. Ek maar waar doop ek nou want ons kerk doop nie. Maar hy het gedoop, maar nou wil ek nie eintlik daar by die kerk gaan doop nie, want ek meen, ek soms nou hierdie ou wat voor die stage, hoe kan ek nou nog die weet nou eers gedoop word? Exactly, verstaan jy? En ons gaan op vakansie met hierdie vriende van my vrou, daai stadium, Beryl en Jan. En hulle is in Family Church in Christian Family Church in Johannesburg. En dis 'n AGS kerk. Dis hierdie En hulle daai tyd mos so 'n show gehad van die Heaven's Gates, Hell's Flames of Hell's Flames, Heaven's Gates, Hell's Flames, Hell's Gates of so iets. Maar so 'n hele play wat hulle gehad het om vir jou basies te sê jy het 'n keuse om te maak voor jy doodgaan. En ja, ons gaan saam met hulle op vakansie en ek voel toe net die spirit beweeg vir my en ek moet gedoop word. Dit begin my in 'n pla, ek moet gedoop word. En sy gaan doop in see. Ja, dis cool. Nou ek het nou nog actually laas jaar het ek en my vrou opgeraai Alice Rasta en ek en sy daar ons saam gaan doop. Net weer as 'n confirmation doop. Voor die gemeente daarso bo in Alice Ras. Dis 'n ander storie. Ek weet met nooit. Maar
ek gee net basically my life story op hierdie stadium, net so highlight reel. asseblief, Dis 'n basically highlight Ja. reel. En is amazing toe dit nou gebeur. Dis nie asof ek skielik net jy weet, mense dink baie keer as mense nou daai eerste step vat, jy het nou jouself. Ek glo as jy 'n absolute sondige lewe geleef het, jy het uit 'n baie bad huis gekom en jy het nou commit. Dis 'n ander situasie vir jou want jy het nou hierdie lifeline gekry en die Here trek jou letterlik uit die water uit. Maar vir 'n ou wat al sy lewe lank al in die kerk was en nog steeds involved was in die kerk en ek met kerke gaan bou in Oshoek en townships en goeters. So ek het die hele tyd gevoel ek werk vir die Here. Maar my persoonlike verhouding met die Here was so klein soos 'n mosterdsaadjie. En nou een ding wat die Here my mee gegift het is geloof. Ek het 'n verskriklike sterk geloof en ek het 'n verskriklike sterk voet by stuk hou. Jy weet, ek is van daai ouens, ek sal die hele weermag lê al agter my dood, dan is ek nog hier voor besig om deur die bosse te kruip met 2 arm bene wat al verlam is, maar ek gaan tot I'll go to the end, verstaan jy? Dit is die tipe ou wat ek is. I never quit. En dis die Here my gemaak het. So toe ek nou hierdie ding begryp en dis vir my te belangrik om ek het wel die Heilige Gees in my gehad want ek het obviously geweet daar's iets binne in my. Maar ek het nooit regtig 'n verhouding gehad met hom nie. En toe begin ek nou besef wie hy is en toe begin ek nou met die Here praat en toe begin hy nou vir my opportunities skep om hom beter te leer ken en dit is amazing hoe die Here dit doen. Hy laat seker moeilike situasies in jou lewe toe en dan kyk jy wat jy doen. 100%, ja. En net een simpel voorbeeld hiervan nou, of dit is nie 'n simpel voorbeeld, maar dit is 'n goeie illustrasie hiervan, is die heel eerste keer wat die Here my toe nou supernaturally genees het. Nou, hy het my al baie genees. Ja. Tot op vandag toe het hy baie genees. En maar dit was die enigste en die heel eerste en enigste keer wat hy my instantly genees het. Al die ander kere het oor 'n tydperk gebeur. Maar dit was die enigste keer. En so wat gebeur het, is ek werkte nou so half op my eie. Ek het in my eie besigheidjie, ek het so my klein bakkietjie, so vierkant aan bakkie. Nou maak ek mense se huise, want daai tyd dit was aan die 90's, so dit was baie moeilik. Daar was net nie werk nie. Nou ek is dan nog gekwalifiseerde opmeter, want ek het gaan swat, maar ek kry nie werk nie. En nou dat ek hierdie klein bakkietjie, ek moet vir myself werk, verstaan? Is dit wat dit is in Afrikaans 'n opmeter? Ja, opmeter. Sorry, ek en dis die eerste keer Nee, dat ek nee, dit hoor sorry. en toe sê ek soos okay, dis awesome want ek wonder nog altyd wat is 'n QS en wat. Nee, is nie 'n QS nie. Nie QS. Dis 'n QS is 'n quantity surveyor. Yes. Dit is 'n Ja. Wat is 'n QS in Afrikaans nie, maar Ja, okay. ek sê opmeter, ek fisies gaan meet en sit goed uit en meet quantity surveyor. Ja. Maar hoe dit ook al sê, nou werk ek, nou het ek 'n job gekry daar in Johannesburg. Ja. Nou en dis toe nou die introduction. Ek weet nou nie hoe liberal julle op hierdie channel is nie, maar ek sê gewoonlik is spyt soos dit is. Nee, ons is So dis nie nou hierdie liberal nie. dis nou hierdie twee dokters wat toe nou partnership staan. Ek neem aan professioneel ook, maar hulle is toe nou ook, jy weet, hulle bid vir die beesman. Ons nou hulle like mekaar te veel. So en ek is net mans of twee vrouens. 2 mans. Ek Twee mans, kan nie seker goed hanteer nie. Ek is net nie die Here het my gemaak. Ek kry hierdie holy anger as ek seker goed. Nee, verstaan jy? Wel tafels gaan Ja, nee, opdraai. ek voel soos Johannes en Andreas, ek wil die weerlig afruk van die Bybel, van die hemel afruk en sê slaat hierdie ouens sy. Nee, ek hoor jou. Okay, so dis wat ek is. Ja, ek hoor jy. Dis hierdie een dokter. Ja. Die een is toe nou oor see. Ja. Hy's in Spanje en die ander een is in hier. So nou het hulle hierdie massiewe kasarn van 'n huisie in Glen. Hier langs die highway af, naby Branson. Ja. Hierdie massiewe huis, nee, ek weet daai plek is huge. Maar die pater van hom het toe nou die huis uitverhuur aan seker 30 swart mense of mense wat sommer op die straat is en hulle het sommer seker gordyntjies ingekap en hulle is die hele huis vol. Ja nee, dis hierdie massiewe fancy huis en dit het al hierdie mense in. Want hy maak nou geld uit dit, jy sien. Ek hoor jy. En toe kom die ou nou af, hy is nou baie opset, hy gooi nou al die mense uit. Nou moet ek die plek vir hom regmaak. Maar ek en hy staan heavy want ons gees, maar ek kyk daai jare het ek nie verstaan. Ek het nie verstaan van die Holy Spirit en die demons en daai goed. Dus ek het niks verstaan van daai goed nie. Ek het geweet daar is iets daar buite, maar dis altyd daar ver weg, verstaan. Ja. In elk geval. En die so nou storie loop ek en hy, ek staan al deur die hele huis en alles, maar ek en hy staan op die hele tyd kop en hy wil nie betaal nie, weet hy.
En jy weet nou, jy werk mos nou vir geld, né? En op 'n stadium toe wil hy so fonteintjie daar insit en ek kry dit organise vir my goed gepomp, maar ek recon die ding heeltemal want hy wil nie betaal vir die nuwe pomp nie. Hy wil nou 'n tweedehandse ding hê en ek kan van tweedehands een kry, maar jy weet, en die dag ek sit hom alles in, ek recon hom, ek verf hom mooi, alles is reg, die ding werk. Kom maar aan, hy's toe nou nie happy met die storie nie en ek en hy het toe 'n woorde daar en ek besluit net op 'n oomblik ek weet nie wat om te doen nie. En vir die eerste keer in my lewe loop ek net so weg. Want ons eerste go-to is om dit self uit te sorteer as mense. Ons sal nou argumenteer, ons sal dit redeneer en ons sal uit ons eie mens wees en ek besluit nou weet jy wat, ek kan nie met jou deel nie. En ek loop so in die straat af. Ek was nooit vergeet so lank en ek begin met die Here praat. Ek sê Here wat moet ek doen? Ek kan nie meer vir die ou werk nie. Dit is net absoluut teen my grein. Ek het die geld nodig, maar ek voel net asof dis nie waar ek wil wees nie. Ek wil nie vir hierdie ou werk nie en ek het nog 'n lang pad wat voor lê en ek voel net jy weet, en hy moet my betaal. Ja, en ek kan nie en ek asseblief Here help my. Hier lê my foon. Uit die bloute uit, lê my foon. Toe is dit Willem Alberts. Hy's 'n ou wat verkeer gewerk het lank terug, ook 'n opmeter. Hy sê luister, wat doen jy môre? En op 'n oomblik sê die Here net vir my, "Ons jy opportunity." Jy vra my nou, kyk. Ek sê niks nie. Waar gaan ons? Ons moet Nabospruit toe gaan. Ons moet gaan so 'n grondpad meer daar vir mense. Ek sê nie is reg. Ek sien jou môre hoe laat right. Ek besluit net. En ek gaan na my mense, ek sê okay, ons pak alles op. Ek laai daai bakkie, ek pak al my goed op. Tools, alles, ons is nou klaar met die reis. Ek loop nou weg van die job af. Ek is nou klaar. En aan die einde, toe ek nou my bakkie so goed vasmaak, nou het ek nie toue daar nie, want ek het nou nie beplan om te waai nie. Nou het ek sommer elektriese draad. Nou maak ek al die goed met elektriese draad vas, lekker tap het, man. En ek trap direk so om hom vas te trek en toe breek die draad. En ek val agteroor. En ek val so op trappe. Sulke trappe. Maak my arm verskriklik seer. Maar ek besef nie my voet is ook seer nie, want ek voel nie die pyn. Ja, jy staan op en jy. Maar in elk geval nou ry ek. Dis so 2:00 in die middag man. Eers ek by die huis aankom, toe kan ek hierdie arm nie meer gebruik nie. Nou is ek soos in, maar ek besef nie my voet is seer en toe begin my voet seer word. Nou sit ek, nou kan ek nie my voet trap nie. Ek het hom somehow geswik of iets, maar hy is so ek kan nie vir jou verduidelik Adrian. Hy is so seer ek kan nie op hom trap nie. Die arm raak toe nou beter. Ek dink hulle pille en ons, maar nou begin ek met die Here praat. Ek sê okay, nou is ek clueless. Ek verstaan nou nie. Ek het nou die opportunity gekry om te gaan werk. Ek moet loop. Ek gaan seker 15 na 20 km loop. En ek kan nie loop nie. Ek kan nie eens vandaan tot daar loop nie. En ek begin bid en asseblief Here, genees my voet want nou ek kan nog onthou dit is my eerste keer dit nog nooit my gebeur nie. In elk geval nou dink jy maar, jy weet nie eintlik wat om te doen. Ja, okay, seer. Gaan slaap, drink my pille, gaan slaap. Staan op by volgende oggend, hy's nog seerder. Nee? Ja, en nou moet jy gaan. Nou, dis nou waar jou 5 getoets word. Want ek kon net so vir die ou gebel en sê ek gaan nie kom werk nie. Maar ek doen nie. Hy kom tel my op, papie, by my huis. Ons ry like 2 die oggend. Nou ons ry ons ver. Ry nou ek sê niks vir hom van die voet nie. Ek sê hom maar ek bid die hele tyd vir die Here, asseblief Here, hierdie voet van my. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Maar asseblief, hy is nou my laaste. Ek het niks. I've got nothing. Kom maar aan en kom toe agter van die kabels is missing en hy sê dan okay, ek gaan jou hier los gaan jy so lank aan. Ek gaan gou terugry. Ek moet die kabels gaan haal en kom ek toe terug. Sien dis reg. En ek trek daai rugsak, dis 'n rugsak, hy is 15 kg geweg. Ek trek die rugsak af. En ek sê Here, wel, wie is dit nou? Ek moet nou gewerk. En ek gee my eerste tree en toe ek so my voet so neersit. Dit was my linkervoet. Dis pyn weg. Dis soos 'n instantly weg. Maar nou dit gebeur so, dit is soos 'n ewen as jy 'n sterk geloof het, dit is nou soos 'n okay, maar die volgende trap gaan seer wees. Nou loop ek die hele tyd en elke keer as ek trap dan verwag ek nou die pyn is terug. Geen pyn. Ek naderhand loop ek daar, maar ek sing lofliedere. Hierso in die bosse. Nou loop ek hierso en ek loof en prys die Here want ek kan nie glo hy het my voet genees nie. Dit is die eerste keer wat dit gebeur het met my. En ek loop. Die middag, ek was seker op 15, 16 km geloop. Toe is my regtervoet moeg, want ek het ver geloop. Die voet wat genees was niks nie, hy was net moeg.
En daai voet het die Here nou al 2 keer Ja. weer genees vir ander goeters. Ja. Tyd gevat, maar dit was vir my amazing en dit is 'n amazing witness daai in terme van God is real. Ja. Dit is nie, ek dink baie keer vra mense, selfs as jy 'n lank Here dien, dan kom jy op 'n punt hier's wat van as ek dalk verkeerd is? Verstaan jy? Dalk het ek myself verbeel. Dalk het ek net jy weet glo ek dalk in fairies en goed en dalk is die Here net 'n fairy, verstaan jy? Maar God is real. Ek meen, daai is real. Daar geen pil, geen dokter, geen niks kon dit gedoen het wat God daar gedoen het op daai oomblik nie. En ek het 'n hele paar sulke stories, maar ek dink vir wat ons nou probeer doen, ek wil net soos ek sê, ons gee so 'n highlight reel en dan want ek wil eintlik kom by die belangrike gedeelte van my lewe. En die goed wat ek deurgegaan het, want ons kom nou by die eerste oomblik in my lewe wat die Here regtig I mean daai was genesing, dit was amazing. Ja. Maar waar hy regtig my lewe dis waar dit begin kom draai het. Yes, ja. En waar hy vir my heeltemal op 'n ander pad gevat het. Maar jy was toe nog getroud met die Ja, ek was met my eerste vrou getroud en dinge raakte heeltemal de mekaar en naderhand ek en die ex-man het soort van 'n civil verhouding gehad want ek meen hy het sy kinders gereeld gesien. Ek het tot vir mekaar gekoop. Ja, ek is baie nice ou. Ek het vir mekaar gaan koop, ek weet. Want ek het eintlik ek het compassion vir mense. Verstaan jy? Ek is miskien kom nie altyd so voor nie, maar ek het maar net gehoor iemand het hom langs die pad gekry waar hy sy bakkie stoot en hy sukkel met die bakkie en toe koop ek vir my ander You will know them by their fruit. Want toe koop ek vir mekaar en toe het ek nou op 'n storm gechat en hy het sy plot verkoop, hy het daar in Springs gebly in die kot. En toe die mense wat hy nou aan die plot aan verkoop het al by hom ingetrek. Nou bly hy soos 'n gener daar op sy eie huis. Sy eie plot. En ek sê van man, weet jy wat? Al is dit nou vir 2 maande of 2 weke kom slaap op my couch. Nee? Letterlik. En ek het 'n tennisshot. So ek het slaap op my couch en ons koop toe nader aan die huis want dit raak te crowded in my huis want dit is nou hy daar en dis die dogter daar. En my vrou het my ex het allerlei goed toegelaat. Sy het jy weet die boyfriend het sommer saam met die girl gebly in die kamer en seker goed het my nou dit het nie reg gesit met my nie, maar omdat dit nie my kind is nie, is dit baie moeilik. Dit is waarom blended families is baie complicated. So don't go there. Maar nou vol skoop 'n nuwe huis en hy bly nog steeds op my couch. Ja. En ek onthou ek het op 'n stadium daai tyd dat ek met die Here begin praat, want ek het 'n kooipond gehad en dan sit ek so in die aande by die kooipond, praat ek met vis en ek praat met die Here. En ek het baie met die Here gepraat daar. En hy het vir my hoeveel verse gewys in die Bybel oor skei, want ek kom met 'n huis dat jy skei nie. Dis hoe ons groot geword het, jy skei nie. Jy werk dit uit met jou dan get divorced. Maar ek en my vrou het letterlik uit mekaar begin beweeg, nie as gevolg van jy weet die normale goed, maar letterlik omdat ek gegroei het, ek het mature in my Christendom en in my pad saam met die Here en sy het net goedjies om dit nie te doen nie. Sy het letterlik geweier. Ja. En ek sou net vergeet nie, ek het vir haar eendag gesê ek vir haar luister en ek het probeer. Ek het regtig hard probeer. Ek het dan so romantiese naweek toe en ons het besef daar it's not going to fly this word. En ek het regtig hard met die Here gepraat in terme van dat ek wou sy goedkeuring hê, want ek wou nie net skei nie. Dit was eintlik niks nie, dit was net hierdie klomp mense wat in my huis gebly het wat absolute sonnige lewens gelei het. En ek het vir hulle gesê, of hulle almal gaan of ek gaan. Ja. Dit was 'n keuse. Ja. So daar was 'n keuse. Ja. So en sy het gekies dat hulle bly en toe het ek nou maar gegaan. En binne 'n maand, ek het deur die rouproses gegaan en ek het reggemaak met die Here in terme van dit. Toe ontmoet ek my nuwe vrou. Janet. Maar vir die eerste keer het ek gebid vir 'n vrou. Ek het na die Here en dit is waar ek dink waar ons almal moet kom op 'n stadium in ons lewe wat ons regtig alles, veral belangrike besluite soos huis koop. Dis een van die ander stories, ons sal 'n ander episode moet maak vir dit. Die huis koop
vrou trou en redelike belang, jy weet, tipe werk en sulke goeders, sekere besluite wat jy in jou lewe maak, moet jy dit, you have to get it approved by God. En ons doen dit nie. En dan vat ons hierdie verkeerde besluite, en ons voet er aan in 'n rigting, en dan loop alles skeef, en dan vra ons hier, maar nou wat nou? 100%. En dan sê die Here maar, I'm over here, what are you doing over there in the bushes? Verstaan jy? Ek's nie daar nie. Jy het op jou eie gegaan, verstaan jy, on your own. en die Here sal nog steeds by jou wees in daai moeilike situasies, maar die vraag moet nie wees, hoekom dit nou nie, Here? Die vraag moet wees, Here, vergewe my. Ek het op my eie gehandel. En nou het ek die vrugte gepluk vir my verkeerde besluite. En partye betaal ons daai vrug wat ons pluk van ons verkeerde besluite vir baie jare. Ja. Maar hoe dit ook al sê, ek het my vrou toe ontmoet en sy toe nou ook vir my na die tyd vertel dat sy ook op 'n stadium een oggend of een aand in haar bed net begin huil het oor haar hele lewenssituasie. Yes. Want sy is toe nou ook geskei. Ja. En dat sy ook toe nou Hoe het julle ontmoet? Ja, so nou vir jou sê. So sy het basies dieselfde low point bereik in haar lewe en Yes. sy het toe nou ook Sy het gebid. toe nou klaar geskei. Ja, sy is toe nou geskei, Yes. maar sy het toe nou op Duits gegaan en sy het toe nou op 'n stadium met hierdie ou uitgegaan wat tot toe nou fisies aangerand het. Ja. En dis ja, nie- hy het haar geslaan, pimpel Ja. en pers. En sy lê in haar bed en sy huil en sy is voor die Here en sy sê Here asseblief stuur net vir my 'n man wat u vrees en wat dis doen ek, wat sy verbid. Ek weet dit nie, maar en ek het vir haar gebid. Wat het jy gebid? Ek sien Ek het net gebid, vat weg, want die ding is, ons as mans, en ek sê nie is almal nie, maar baie van ons as mans het 'n prentjie. Ons girl moet so lyk, en sy moet so wees, en tja, verstaan jy? Sy moet blond wees, of sy moet donker kop hê, of sy moet 'n mooi lyf hê, of sy, jy weet, ons het preconceived boksies, en of ons dit nou admit of nie, ek dink as jy lank genoeg met enige man praat, gaan vir jou sê, hy hou van sulke girls, of sulke girls, of sulke girls. En ons, dis in ons geprogrammeer seker in 'n man way. En ek het net gebid vir die Here, ek wil net hê hy moet vir my die keuse maak. Ek wil nie involved raak daarin nie. Ek gee nie om hoe sy lyk nie. Ek gee nie om of sy lank of kort of vet of maar of mooi of lelik is nie. Ek soek net iemand wat by my gees gaan pas. companion. Wat 'n companion, iemand wat my nie gaan judge, want my eerste vrou het my so verander dat ek eendag in die spieël gekyk en gesê het, wie is jy? Want ek ken jou nie meer nie. Ek het haar so verander, weg van wie ek was, dat ek nie, en dis eintlik wat die duiwel doen. En dis waar, as jy in 'n verkeerde verhouding, dis wat met jou gebeur. Jy kwyn heeltemal weg. Maar nou verhoor dit kos, ek en sy het op die internet ontmoet. En ons het gegaan op 'n koffiedייט en van die eerste dag wat ons mekaar ontmoet het, ons geweet ons wil by mekaar wees. So. En ek sê baie keer as ons so met kappels praat, dan sê weet jy wat, ek dink dit gebeur nie met alle kappels nie, maar ek kan sê dit met ons gebeur, laat ek geweet het. Dis letterlik toe ek ontmoet het, dog ek soek al my hele lewe lank na, waar was jy? Dis is op ek al ken van kinds af. Ja. Dit is amazing hoe die Here ons by mekaar gesit het. En hoe ons saam gegroei het en ons mekaar geheel het. Hy het ons geheel in ons verhouding. So. Want sy het obviously baie emosionele baggage gehad. Ek het baie emosionele baggage gehad. En ons het healing gevind in mekaar en ons het nou al twee, ek meen, daar is niks so wonderlik om in kerk te staan en die Here saam te dien. Jy en jou hele gesin nie. En dit is iets wat, that is right at the top of things I want. As ek nou, jy weet, in die ou dae was dit nie, ek moet my huis kar ry en 'n huis, jy weet. Nou is dit soos in, I want to worship God together with my wife on the same spiritual level. Amen. En dit is eintlik vir my baie belangrik. Nou dat ek dit het, besef ek dit. Maar ja, so ek dink die finale storie wat ek net wil eindig mee is ek en my pa het nie 'n goeie verhouding gehad nie. So Julian, lekker boys vir jou en jou pa, want weet jy wat, jy weet nie hoe precious dit is nie. So ek het my pa was anderster as meeste ander pappas, want hy het nie 'n pa eintlik gehad toe hy groot geword het nie. Net so vinnig sy ma se lede op 6 toe hy 6 maande oud was en obviously sy pa was nog jonk, so hy het hom vir sy oom gegee, sy broer of sy sussie, en hy het by hulle groot geword. So hy het sy pa een keer in 6 maande dalk gesien en die se nuwe vrou het nie baie van my pa gehou nie. Wat verstaan lioness stories. En so hy het nie regtig eintlik sy pa groot geword. So hy het eintlik glad nie sy pa geken nie. Ja. En toe ek nou in sy lewe gekom was hy nie reg vir my nie.
En ek en hy, alhoewel hy hard probeer het seker, maar was ek nie die tipe seun wat hy wou gehad het nie, want ek was nie baie soos hy nie. Ek was nie, alhoewel ek goed is in sport en ek het al die sport gedoen, was nie 'n uitblinker nie. En ek was eintlik 'n meer kulturele ou, ek het van sing gehou en ek het koor gehou en jy weet optree en praat, jy weet. Maar ek het sport gedoen, maar nie so goed soos hy wou gehad het nie. Ja. En ek dink en dan was dit wat goed gebeur in matriek waar ek dan heel van die spore afgeraak het en ek het so 'n bietjie vir die polisie gaan kuier en uitvogters het gebeur. En ek dink dit het ons verhouding letterlik finaal geskaad. So tot op 36 het hy nooit eintlik gesê hy is lief vir my of trots op my of niks nie. So. En ja, daai was eintlik maar meer 'n geforseerde ding. Ek weet nie of regtig convincing was nie, maar hoe dit ook al sê. So ek en my pa het issues gehad. Yes. En die dag toe hy dood is, nou ek het obviously probeer om te reconcile met hom en ek kon net tot op 'n punt kom, maar hy kon eintlik nie oopmaak nie. Yes. So hy's nou dood. Ja. In daai tyd wat ek nou nog probeer om so half 'n civil, jy praat dan een keer 'n maand met die ou en jy weet met my pa, nie die ou nie, my pa want die Here convict my, sorry. En sorry, dit was 'n moeilike tyd. So ek moes my pa vergewe. En ek kan eerlik vir jou sê vandag, dit was 'n 3 jaar proses. Dit was nie 'n once vergewe nie. Ja. En maar ek en alles ras my pa's net oorlede en ek begin verskriklik aggressief raak. Ek raak kwaad vir alles, ek strip my draadjie is net so kort. By my werk, ek fight heeltyd met my mense, ek fight my vrou, ek fight my kind. Ek is die hele tyd ek is net, jy weet, die hele tyd is ek oor explode die hele tyd. En mense karring al jare aan my, ek moet na hierdie Mighty Men conference toe gaan, Mighty Men. Tot van Durban af sit jare. Maar ek is mos nou die groot Christen man. Ek is in die musiekbediening. Ek het nie nog dit nodig nie man. Ek is verstaan jy. En daar's nou wragties weer en alles ras weer 'n ou wat aan my karring. Ou Tenus. Nou Tenus is jy ontmoet, hy's so droog soos hierdie sementvloer. Hy het geen sin vir humor nie. Hy drink ook nie en ek vra hom vandag, man, wil jy 'n biertjie? Nee, hy drink nie. Ja. Nou wat's fout met jou? Is jy alkoholist? En dis hoe ek met mense praat. Ja. Nee sê hy is nie, maar sy broer het hy was by rehab en ons en hoe kan hy vir mense sê jy moet op 'n drink as hy nou self drink? Ja. En jy weet as ja, whatever, maar dis jou saak, verstaan jy? Dis jou ding. Ja. Elfan, nou ek gooi nog lekker die bier daai tyd. En dan daai tyd het ek daarom gelukkig opgehou rook al. So in daai tyd wat ek so kwaad raak, praat ek met die Here want ek is nou in die musiekbediening. Ek lei nou die musiek by die kerk. So ek elke week dan spandeer ek tyd nou met die Here en dan wil ek hy vir my iets gee wat ek dan nou die week die songs kan kies en dit is vir my soos 'n hele boodskap en 'n theme. En dit het baie goed gewerk want ek het baie tyd saam met die Here spandeer in daai tyd en so. Ja. En hy het regtig my leiding gegee, maar op 'n stadium besef ek moet iets doen omtrent my anger issues. En die ou kom toe nou net weer, want ek het al klaar vir hom gesê ek wil nie gaan nie. Dit is nou klaar. Ek bel hom, ek sê luister teens. Is daar nog plekkie vir my? Hy sê ja man. Kom. Ja. Ek sê wat moet ek saambring? Nee, dit tankie en al daai goed okker uit. In die van is nou vergeet nie ons het die Vrydag aand aangekom, ons het Vrydag aand diens gedoen, Saterdagoggend die Is diens dit nie gedoen. Grey? Dit was hierso in Waterberg, daar by Valwater. Yes. En ons het die aand die diens gedoen. Dit was 'n ou wat gepraat het, dit was die ou wat in die tronk was. Hy het sy botes gegee en alles en ons gaan hom net, dis alles normaal. En die oggend nog 'n diens gedoen en die aand. Saterdagoggend sit ek daar en die ou kom op stage, ek noem is ek kan nie sy naam onthou nie, maar in elk geval. So ouer, ek weet presies hoe hy lyk. Yes. En hy sê nou vanaand praat ons oor paas en seuns. En ek sê nee, wat is right. Ek moet so terugleun. Ek sê nee, ek het 'n dogter, maar ek sal luister. Ja. Maar ek besef nie, ek is ook ek is ook 'n seun van 'n pa. Hy praat eintlik vir my my af. En hy begin hier so en hy daar mense gehad en swart sak en goeters. En op 'n stadium toe ruk die Here my so my bors. En hy breek daai slotte oop. Daai ketting sit by sy vas vir jare al. En wat verwerping is. En ek dink 99% van mense het verwerping issues, maar
dit is maar net hoe die duiwel dit maak. Hy skop daai kindjie, soos hierdie hondjie byvoorbeeld nou, hy skop hom as hy klein is en as hy klaar bang vir die res van sy lewe. Maar in elk geval, hy ruk daai psotte los en ek besef na die tyd ek moet vir die Here gaan kniel. En ek vat al my rubbish, nee, ek sleep sulke sakke saam. En ek gaan dampetaal staan en ek bid. En daai ouens en ouens het saam met jou bid. En ek bid en ek bely alles vir die Here en ek gee alles vir hom. Alles, al my issues, al my goeders wat ek gehad het daai stadium. Maar daar's sekere goed wat net recur. Ja. En ek gee alles vir hom. En ek kan vir jou eerlik nou witness gee vanmôre dat daarna as ek in worship ingaan, dit het altyd voorheen vir my gevoel as ek deur so perspek glas worship. Ek kan die Here sien daar, maar hy's so dobberig daar. En na daai is ek so in sy presence. Hy's by my. En dit was die verskil. En toe besef ek vir die eerste keer die waarheid van my hele lewe, en ek het dit gedoen op 50, ek is nou 54, dat dis al wat die duiwel wil doen. Hy wil jou weghou van die Here en al hoe jy kan weghou is om jou te laat sondig. Dis al. Dis so maklik soos dit. Hy gee vir jou leen, hy vertel vir jou leen, nee, jy's nie goed genoeg nie, of jy's lelik, of jy's te kort, of jy's te lank, of jy's te stadig, of jy's te whatever. Of jy sal dit nooit maak nie. Dis mos die ander ene wat almal ja, moenie straai nie, jy gaan dit nooit maak. Verstaan? Dis 'n leen. Ek dink aan daai boek, ek weet nie of jy al Screwtape Letters gelees het nie. Maar dis 'n boek van C.S. Lewis wat dis basies hy skryf uit die oogpunt van 'n demoon. Hierdie demoon Wormwood en hy skryf soos the point of our work is not to have people not believe in God. The point of our work is to keep them distracted from God. En dit is vir my altyd soos 'n ding wat by my sit, is soos as jy in die kerk sit en dis waarvan jy nou eintlik die hele tyd praat, as jy was in die kerk maar jy is heeltyd distracted met iets anders is. Jy weet die ou wat in die kerk sit en hy's daar en hy gaan met die intensie om te gaan luister en om te involved te wees en jy weet hy het intention, hy's opsetlik daar, maar dan gaan sit hy daar en wys die ou vir hom die mooi vrou daarvoor, of nie eers 'n mooi vrou nie, die ou se hemp wat hom irriteer, of die hare wat de mekaar is, of die skoene, jy weet wat ook al, ja, exactly. Daar's altyd iets. Ja. Maar dis waar wat jy sê, en ek meen ons obviously in 1000 ander goed tussenin gebeur het, want die Here het vir ons op 'n journey gevat vir my en my vrou, veral vir haar ook, want sy byvoorbeeld glad nie in die spiritual world geglo nie, en dan sit ons in Middelburg, want ek het saam my werk getrek, en dan sit ons in Middelburg in my huis, in 88 Aristia, en daar's 'n entity daar in die huis, wat haar vir 9 maande lank tuister. Dat sy alles gedoen het. Dis nou jou huidige vrou. Ja. Jeanette. Dat sy alles getrou. Ons was by dokters, ons het dit gedoen en dat gedoen. Ons het mense gekry om vir ons te kom bid alles. En die Here breek hierdie ding oop vir haar, dat sy letterlik die een aand in 'n guest house gaan slaap, want sy glo mos dit is net die huis. En hier ruk 'n demoon haar in die bed, dat hy haar die bed oplig. Maar ek weet, dit klink baie weird. Okay, maar as ek al die stories moet vertel, daar was chaos in ons huis. Ek meen, ons sal sit en TV kyk, kombuis het klaar opgeruim, al sy lê in slaap, die volgende oomblik dan val daar goed in die kombuis. Dit klink asof die einde van die wêreld. Dan spring ek op. Dan gaan kyk ek, dan gaan er niks aan nie. Dat my vrou die kom ek, het jy dit gehoor? So ek dink ek wou dit hoor. Of hy sal my so wakker klap in die nag, so klap hy so op die klap in die bank. Nou, daar was definitief iets. Ja. En maar dit maak haar geeste nou oop vir die realiteit van die spiritual world. Toe ons na Alice Ras toe gaan, toe stel hy haar voor en wat sy het al besigheid begin en sy moet hierdie ou Willem Swart en hy is toe nou 'n jong pastoortjie. En op die einde van die dag eindig hy in ons lape op sonne aan en kom gee vir ons 'n preek hy daar en dan is 'n hele klomp mense wat ons daar entertain en dit is soos kerk. Ja. Hou ons kerk op. Sing worship die eerste keer en dan preek hy vir ons. En hy breek die woord oop vir die eerste keer soos ek nog nooit die woord gehoor het nie. En dis waar dit eintlik begin het. The search for truth. Ja. En ek dink dis waar ons baie keer dit mis vir die ouens daar buite nê. Kerk toe gaan is belangrik. Feite. By all means. Maar van Sondag af, van Maandag tot Saterdag, is dit jou verantwoordelikheid om meer van die woord te leer, om meer van die Here te leer, om die ding oop te breek. Ja. Dit is soos in
Want die gemeenskap van die gelowiges op Sondag gaan eintlik oor om dinge te deel met mekaar. Om met daai chom van jou te praat en sê, hoe gaan dit? Nee, dit gaan nie so goed nie. Wat's fout? Nee, dit en dit. Nou, kom ons bid gou 'n bietjie saam. Kom ek gee 'n bietjie raad. Ek is al daardeur. Dis wat ek gedoen het. Dis wat gebeur het hierso. Ja. Dis om mekaar by te staan, om mekaar te help. Ja. As jy hoor 'n ou kry swaar of sukkel, dan man, luister, ek het 'n ekstra kombers. Hier's vir jou ekstra kombers. Dis eintlik wat ons moet doen op Sondag. Ja. Maar ons gaan Sondag net daar om wat? En dis die vraag wat ons vra. Hoekom gaan ek Sondag? Ja, hoekom gaan ek Sondag kerk om myself te paai om te sê ek was Sondag by die kerk, so ek sou kyne vir die volgende week, verstaan jy? Dis dit. En dis waar ons die hele pot mis sit en ek meen ek het my hele lewe lank my lewe was amper 'n leuen gewees vir jare. En nou eers besef ek dat baie van die situasies waar ons onsself jy weet bevind is omdat ons die hele tyd dieselfde verkeerde besluite maak. Ja. Ek meen as 'n ou wat die hele tyd rooi roep op 'n skiep, eventueel gaan iets om raak kry in die middel van 'n interseksie en dan kan jy sê almal, dis nou ek kan nie glo hierdie ding het maar gebeur nie. Maar gaan kyk na die jare se nonsies wat jy aangejaag het, dit moes gebeur het. En dis dieselfde met verkeerde besluite wat ons maak. En die Here is vir my in die afgelope tyd, dis al hoe meer wat hy vir my wys dat elke dag en elke oomblik is daar besluite voor jou wat jy moet maak. En jy het vrye wil gekry. En wat die Here jou eintlik vra is wat hy vir jou smeek by jou is luister net. Want as jy die Here goed ken en jy ken sy woord en jy het 'n verhouding met hom, gaan jy meeste van die tyd in elk geval die regte besluit maak, want jy weet wat God se wil. Ja. Maar vir die jong ouens wat nog leer om 'n pad te stap saam met die Here, hou jou ore oop, want die Here sal jou guide. En as jy begin gewoond raak aan sy stem, gaan jy nie sukkel om die regte besluite te maak nie. Ja, so hopelik dan nooi my dalk weer eendag. Nee, ek Dan sê ek 'n bietjie vertel van die ander goeders, amazing goed wat die Here vir ons gedoen het in terme van huise koop en it's been a whirlwind trip saam met die Here. Ek meen dit is amazing. Die goed wat hy net vir ons gedoen het, vir ons geleer het nie. En ja, hier is nie lank genoeg om ons te vertel wat die Here vir ons gedoen het nie. Hier is kort, maar dit is goed, jy weet ons die grondslag is gelê en mense kan jou storie hoor want ek dink dit is so belangrik vir ons as Christene om regtig transparant te wees. Ja, veral in ons gemeenskappe dat jy weet baie keer soos mense sal na my op soms kyk en dink soos jy weet I've got it all figured out, I've got it all together, maar die waarheid is ek het nie. Ek is ook net 'n gebroke man wat gered is deur 'n perfekte God, verstaan, en ek is 'n sondaar en maar die verskil tussen my en 'n ander sondaar is ek het besef ek het God nodig. Ek het besef ek kan nie hierdie alleen doen nie. Maar ek wil sê en ek stem saam met jou. Ek wil jou nie vermaan of ietsie, maar ek stem saam met jou dat ons vir die Heilige Gees moet luister, maar ek wil vir die mense net sê soos ons eerste en finale autoriteit is die woord van God. God sal nooit vir jou iets teenstrydig sê met die woord van God nie. En as jy iets teenstrydig hoor met die woord van God, dan toets die Gees. Paulus sê vir ons toets elke gees. En as dit nie in lyn is met die skrif nie, dan is dit nie van God af nie. Om die Heilige Gees se stem te hoor, 100%, ons moet dit doen, dis belangrik. Maar dit sal nooit teenstrydig wees met God se woord nie. Ek voel net gelyk wil dit sê vandag vir julle. Absoluut. Hy sê baie keer herinner aan 'n teksvers en dit is waarmee jy weet dit kom van die Here af, want hy herinner jou aan teksverse. Hy sê onthou dit staan, onthou dit ek gesê. Kyk, dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê die een wat na my kom is jou helper en hy gaan jou herinner van alles wat ek vir jou gesê het. Exactly. So dit is die Heilige Gees se eerste funksie op sy doel, sy rol op aarde en by ons is obviously hy's God, ek verklein nie hom nie, maar dis die funksie wat Jesus gesê het hy gaan doen is hy gaan vir ons kom herinner aan Jesus se woorde. En ja, ek meen as jy 'n goeie verhouding het met hom, dit is beautiful, dis lekker en is amazing en jy sien net meer van die goeders raak wat hy in jou lewe doen. En dis soos jy sê, jy weet die woord sê hy laat die reën val oor die goed en die sleg. Hy laat die son opkom oor die goed en die sleg is. Hy gee vir almal dieselfde geleenthede. Die verskil is as jy pad saam met hom stap,
dan sien jy die geleenthede en jy weet waar dit vandaan kom. Dit is die ding, ja. So, maar ja, Want hy sê ook is, ons moet ons dien met gees in gees en waarheid. So ja, dis iets wat 'n mens soms prakties nie verstaan hoe om dit te doen nie, maar ek dink ek is miskien 10% daar nou, maar ek glo daar's nog baie dinge wat voor my lê en wat voor jou lê en voor hom ook lê wat ons verstaan elke dag amper beter. Maar die Here is baie geduldig met ons, dink ek baie keer. Want ons lees dieselfde vers 10 keer en dan kry ons 10 verskillende altyd amper soos 'n level hoër verstaan van wat die Here daar sê, want ja. Nee, 100%. Ek dink die ding is waarvoor 'n mens moet versigtig wees is om krediet aan die Heilige Gees te gee vir iets wat hy nie vir jou gesê het nie. En ek dink dit is waar ons baie lig moet loop. Dit is baie maklik vir ons, want ek is ook kom ook uit 'n charismatiese kerk uit. En dis 'n groot gripe wat ek het met die charismatiese kerk is om te sê the Holy Spirit told me, en dan sê dit soos Jesus, ou, maar dis nie 100% in lyn met wat die woord sê nie. So ek weet nie of jy regtig by die Gees gehoor het nie. En die punt is, ons maak foute. En God gebruik ons foute. Hy sal dit ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en geroep is tot sy doeleindes. So en ek dink soos waar ouens baie keer, ek dink verkeerd loop is om te sê die Heilige Gees het vir my gesê dit, en dan sit soos dis nie die Heilige Gees as dit in lyn nee, in lyn is met die skrif. Maar ja, ek wil nie hierop ingaan nie, sorry, ek wou dit net genoem het. Nee, ek stem saam. Ek ja. weet dit is vir my ook 'n groot issue, want soos ek sê, daar is baie mense wat baie van ons die Here dit gesê, die Here dat gesê, die Here het my dit gesê, die Here het my laat sê. En ek het dit al veral met baie celebrities. Sal ek dit sien, dan hoor ek daar, dan sê sy of hy byvoorbeeld, die Here het vir my gesê dit en dit en dit en dit. Dan dink ek so, nee. Ek ken die Heilige Gees se stem en hy het nog nooit so met my gepraat nie. Nommer 1, hy het nog nooit my naam iets gesê nie, nommer 1. En nommer 2, hy praat nie altyd verbally met my nie. Dit is baie keer ek hoor net 'n gedagte in my kop. Dis asof dit 'n antwoord is op my vraag wat ek self in my kop het. Ek meen ek het nie noodwendig hardop gepraat daaroor nie. Verstaan jy? Ek het net gedink en dan kry ek 'n antwoord in my kop. So en dan baie keer soos ek sê, dan word ek net herinner aan 'n vers. Yes. Ek sal 'n situasie voor my sien afspeel. Ja. En in daai situasie dan bring die Heilige Gees 'n vers, 'n Bybelvers, dan sê hy this is what it means. Dan sê ek soos in wow, verstaan jy? Dit is nie soos in maar ek is al gewaarsku. En I mean, dit is waar ek baie keer soos ek sal net sê as ek het een keer in Marabastad deurgery. Ek het nooit vergeet nie. Ek en my vrou ry deur Marabastad, ons het so 'n ou werksbokkie, die canopies gesluit nie, haar laptop lê agterin. Ek stop by die robot. En soos ek aankom na die robot, slaan die robot oranje en ek hoor in my gees die woorde gaan, moenie stop nie. Nê? En ek doen dit nie, ek stop want my legalistiek, wettistiese, ek ry nie oor en ek stop. Nê? Chip stop. Al beroof van ons. En baie keer jy mis dit. Nê? En nou het ek geleer as ek so opdra in 'n oomblik kry, want baie keer voel ek dit is iemand wat my waarsku. Dit moet die Gees wees wat my waarsku. Ja. En dit is nie soos in Bert is jy moet nou ry nie. Dit is hy kry nou dringend dat jy moet beweeg. Ja. En nou doen ek dit. Ek dink dis 'n voorbeeld daarvan, maar ek stem 100% met jou saam. Daar is te veel en veral in die charismatiese kerk. En ek dink dis waar die enige kerk ook nie baie van die charismatiese kerk hou nie, want daar is verskriklik baie mense wat heeltyd sê, die Here het dit vir my gesê, die Here het dit vir my gesê, die Here het dit vir my gesê. En ek stem 100% saam met jou. Dit is 'n baie sensitiewe plek waar ek kan nie noodwendig sê jy is verkeerd nie, maar ek weet vir 'n feit my experience met die Heilige Gees en deur my lewe lank, dis nie jy weet wanneer die Here met jou praat. Laat ek dit so stel. Dit is jy weet wanneer jy droom gehad het wat 'n holy droom was, want jy onthou hom 20, 30 jaar later kan ek jou nog vertel van 'n droom wat ek gehad het. Wat jy in my gepraat, maar ek sê net ek stem heeltemal saam met jou. Ek dink ons moet dit al los. Ek dink ons is fyn. Ja.
Ja, thanks ou. Waardeer dit. Dankie dat jy kom Maar bro. kuier het en dat jy die vrymoedigheid gehad het om jou storie te kom deel. Ja, my grootste challenge in die lewe is om min woorde te gebruik. Dit was vir my baie moeilik om deur al hierdie my lewe so Nee, ek hoor jou. so 'n highlight reel te Ja, maar dis moeilik om 54 jaar in 'n uur op te som, nee. Mense besef nie altyd hoe moeilik dit is nie. Ja, veral ouens soos ek wat baie meer foute gemaak het as die res van julle. So Ja, ek weet ja, toe maar niemand wat hier op hierdie stoele en hierdie is nou nuwe stoele. Ek het altyd gesê die oranje stoele en toe is dit rooi stoele, nou is dit groen stoele, maar niemand wat al julle storie hier kom deel het, is ouens wat net 'n paar foutjies gemaak het en dit kan ek jou beloof en ek insluitend. en ek Maar ja, sorry, ek gaan jou nou stop. Ons gaan hom afsluit hierso julle. Ek is ja, dankie dat julle ingeskakel het. Ek dink man, die Here is amazing en hy werk in amazing maniere en hy kan enigiemand red. En soos julle gehoor het, Bert is deur ongelooflike, soos hy self gesê het, warrelwinde en tornado en ek sê altyd die rollercoaster saam met God, want dit is 'n adventure en dis nie ons is jy weet ons is almal eintlik soos die skrif sê, ons het almal kort geskiet. We've all fallen short of the grace of God. En hy het vir ons die gift gegee om sy kinders te kan wees en dit is die opsomming van wat ons hier doen is geen nie om hoe erg die ou storie was of my storie was of Julian se storie was of die 100 en hoeveel Julian 103 of 104 gaste wat nou hier was nie is God kan elkeen van ons red. Geen nie om hoe erg dit was en geen nie om hoe droog jy gemaak het nie. Geen nie om hoe ver jy dink jy van hom af is nie. Hy kan jou red. Hy wil jou red. Hy het jou lief. Hy gaan jou aanvaar soos jy is, maar hy gaan jou verander. Dis die mooi ding van dit is he changes you. He makes you better. Jy gaan deur sanctification en al daai goeders en ons is almal net op hierdie journey om 'n heiligmaking. En dit is die Afrikaanse woord. Ons is almal op die journey van heiligmaking. Maar ja, dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop julle het Bert se storie geniet en klink vir my die ou het nog baie stories. Ek wil definitief 'n bietjie in die geestelike ingaan, so ek sal hom dalk terugnooi vir om bietjie oor die geestelike ervarings te praat want ek dink dit is belangrik vir ons om hierdie goeters te verstaan. Ek het self 'n paar in my lewe al gehad. Nie om julle bang te maak nie, maar net om julle bewus te maak. Maar in elk geval, ek hoop julle sien julle in die volgende episode en ja, dankie. As julle wil, deel asseblief hierdie video met meer mense en daar's altyd iemand wat kan doen met 'n storie. So, thanks dat julle ingeskakel het. Cheers.